Wanneer Paulus ons so leer oor agape liefde daar in 1 Korintiërs 13, dan skryf hy in vers 6, die liefde verbly hom nie oor onreg nie. In die Nuwe Lewende Vertaling staan, die liefde treur oor die onreg wat plaasvind. En in die boodskap staan daar, liefde kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Jy het my dalk al hoor sê dat ons hierdie uitsprake oor liefde baie persoonlik moet verstaan. En om dit te doen, kan ons onsself daarin lees. Dan kan ons by 1 Johannes 4 en Romeine 5 vers 5 begin. God is agape liefde en hy het sy liefde in ons harte uitgestort. In 1 Korintiërs 13 hoor ons alreeds Paulus skryf in vers 1 tot 2, al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klinkende metaal, 'n galmende simbaal geword. Al het ek die gawe van profesie en ken ek al die geheimenisse en besit ek al die kennis en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. In vers 4 kan ons dan sê, die Here vra van my om geduldig te wees. Hy verwag van my om vriendelik te wees, om nie afgunstig te wees nie grootpraterig nie en om nie verwaand te wees nie. En dan in vers 6, met God se liefde in my hart, mag ek my nooit verbly oor onreg nie. Ek moet treur oor onreg wat plaasvind. Ek kan nooit kant kies vir dinge wat verkeerd is nie. Die probleem is dat die meeste mense, die meeste Christene ook, en dalk ook ek en jy, natuurlik sal treur oor onreg. Ons sal nie kant kies daarvoor nie. Maar doen ons iets daaraan om dit te probeer voorkom? Doen ons daadwerklik iets daaraan as ons dit sien gebeur of daarvan bewus is? In Amos 5 vers 24 hoor ons God se verwagting van sy kinders. Die profeet skryf, laat die reg en die geregtigheid tevoorskyn kom, laat dit aanrol soos watergolwe, soos 'n standhoudende stroom. Voel dit nie vir jou ook of die teenoorgestelde besig is om te gebeur nie? In die wêreld lyk dit my, is onreg eerder byna soos 'n standhoudende stroom. Wanneer daar onreg plaasvind, vra mense maklik, hoekom sê die kerk niks daaroor nie? Hoekom doen die kerk nie iets daaraan nie? Hulle sê dit sonder om te besef dat hulle op die daad hulle self daar in die beskuldigde bank geplaas het. Een voorbeeld, as iemand vra, wat doen die kerk aan armoede? Dan vra ek, wat doen jy aan armoede? Ek en jy is die kerk. So, lees weer 1 Korintiërs 13, veral vers 6 en Amos 5 vers 4 en kom ons kyk 'n bietjie in die spieël en vra, wat doen ek hieraan? Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U liefde in ons harte uitgestort het. Dankie dat U ons kom wys het hoe om te leef en dat U dit van ons verwag om in liefde op te tree. Help my ook asseblief dat my liefde nie net soos 'n stuk klinkende metaal sal wees nie. Help my dat ek nooit liefdeloos sal optree of sal leef nie. Dat ek my nooit sal verbly oor onreg nie. Maar wys ons, Here, wat kan ons doen? Wat behoort ons te doen? Wat kan ek vandag doen waar daar onreg plaasvind? En lei ons aan die hand op daardie pad asseblief. Amen.